Geliefdes, as u die Bybels hier het, is u welkom om saam met my te blaai na 1 Petrus, hoofstuk 3. Daarvan gaan ons lees van vers 18 tot en met vers 22. 1 Petrus 3, vers 18 tot 22. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, kom ons bid eers saam, vra dat die Here ons op sal seën met die antwoord van sy woord. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dit is vir U die Almagtige, wat ons as gemeente ook vanmôre in aanbidding neerval. U wat in die groot genade ons nooit laat vaar. U wat nie ver is nie, maar deel van hierdie skepping is, deur die Gees wat in en deur ons werk voortdurend. U wat ten spyte van ons hardkoppigheid en hardvochtigheid ons nie los nie, maar saam met ons die pad stap. En U lei ons, en U behoed ons, U bewaar ons. En daarom as ons dan hier in die oggenduur by mekaar kom as gemeente, dan kan ons nie anders as om U te loof en te prys, deur ons sang, deur ons gebede, want U is werklik waar vir ons goed sonder eind. Ons dankie vir die gemeente wat U ook hier staande hou. Dankie vir elkeen wat hier is vanmôre om die woord te hoor. Here, ons bid in besonder vir die Oosthuizen gesin wat siek is, wat vanmôre hier sou doop, maar wat weens omstandighede nie hier kan wees nie. Ons bid in besonder dat U met hulle sal wees. Ons bid ook vir die wat siek is, wat ons dalk nie van weet nie. Hier is ook maar min mense vanmôre in die kerk. Ons weet baie mense is reeds weg met vakansie. Here, ons bid en vra dat U ook daar met die siekes sal wees, die wat op die pad is. Dat U ons in hierdie feestyd ook sal behoed en bewaar. En ons weer veilig terugbring by ons huis. Here, ons bid in besonder vir ons geestelike groei. Want so maklik gebeur dit ook juis hier in die Desember maande, dat ons vergeet van die woord, ons vergeet van die kerk. Here, mag ons dit tog nie doen nie. Mag U deur die Gees ons herinner daaraan, dat ons U woord sal lees, oordink dag en nag, dat ons geestelik sal groei al nader en nader. Here, staan ons ook daarin by. Ons bid dan vanmôre, as ons hier by mekaar is, dat U nou tot elkeen van ons sal spreek, dat U dit sal rustig maak in ons gemoed, dat U ons ontvanklike harte sal gee, en dat ons dit wat ons hoor vanmôre ook in ons hart sal bewaar, en daarvolgens sal leef daarby. Here, sterk ons, hierdie U, ons bid dit, in die naam van ons Here Jesus Christus, Amen. Ek lees vir ons saam uit 1 Petrus, hoofstuk 3, vanaf vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, en wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God, om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Tot sover in die woord van die Here, salig is ons as die woord van die Here hoor, en dit ook in ons harte bewaar. En geliefdes, ek weet nie wie van julle nou vooraf die teksie gelees, toe ek nou die boodskap gekry het, dit is vandag hieruit gaan preek nie. Maar as jy nou vanoggend vir die eerste keer gehoor het, dan maak dit nie baie sin nie, ek moet lieg, dit is nogal 'n moeilike gedeelte. Martin Luther, die groot kerkhervormer, het gesê,
hierdie is 'n wonderlike teks, maar waarskynlik meer onduidelik as enige ander teks in die Nuwe Testament. So dit is regtig, dit is 'n moeilike teks om te verstaan as jy hom die eerste keer hoor, maar ek hoop dat deur die genade van bo, dat jy aan die einde van die preek daarop so 'n bietjie meer sal verstaan, en dat jy ook sal sê, ja, werklik, dit is 'n baie mooi teks. Nou as ons by die teks wil uitkom, moet ek net eers vir julle die agtergrond gee. Ek moet vir julle vertel so 'n bietjie van die konteks van hierdie gedeelte, anders dan gaan julle dit nie verstaan. Die boek van 1 Petrus word geskryf aan mense wat deur vervolging gaan. En dit is willevervolging. Hulle word aangerand, hulle huise word geplunder, hulle word in tronke gegooi, hulle word doodgemaak, en dit omdat hulle gelowiges is. En wie is die mense wat hulle so plunder en aanval om te kere gaan? Die regering van die dag, die Romeinse regering onder die keisers. Nou die keisers het verklaar, hulle is gode, en die mense moet hulle aanbid, en nou die Christene gesê, maar ons kan dit doen nie. Ons kan nie maar net saam met dit gaan, en daarom word hulle vervolg, en daarom word hulle doodgemaak. En Petrus skryf hierdie brief aan hierdie mense wat deur baie moeilike omstandighede gaan. Regtig moeilike omstandighede. Die doel daarvan is dat hy die mense oproep om te sê, maar ten spyte van jou moeilike omstandighede, kan jy nie soos die wêreld raak nie. Jy kan nie ook maar net inval by hulle en doen soos wat hulle doen, net omdat dit moeilik is of omdat dit swaar gaan. Want dit is maar wat ons doen. Ons pas maklik aan by die omstandighede, sodat ons ook nou maar saam met die stroopie gaan. Ons het hierdie houding van, if you can't beat them, join them. As dit nou eenvoudige voorbeeld gebruik, kyk net 'n bietjie hoe bestuur mense vandag. Vir die ouer garde, dink bietjie terug, 30 jaar terug, hoe die bestuur in die land. Almal het doodgestop by die stopstraat. Die enigste mens wat ek vandag van weet wat dood staan by 'n stopstraat is my skoonpa. Verder het ek nog nooit iemand gesien wat doodstop. Maar dit is hierdie ons. Vat van julle wat hier sit vanmôre. Hoeveel van julle ry 60 verby die perdestalle op pad dorp toe? Niemand nie. Hoekom nie? Want almal ry 100. Dis hy dan natuurlik verkeersbeampte is, dan ry almal 60, maar niemand ry meer 100. Want almal doen dit. En dis hoe maklik dit is. Dis hoe maklik ons maar, soos die Engelsman sê, go with the flow. En dis die punt wat Petrus ook in hierdie briewe probeer maak. Hy sê, jy kan nie, as jy 'n Christen is, maar net saam met die vloei gaan nie. Jy moet konstant die heeltyd anders leef. En die brief gaan dan juist oor moeilike tye, moeilike dinge wat oor jou pad kom. In hoofstuk 1 gaan dit oor die regering wat die mense onderdruk en hulle vervolg. In hoofstuk 2 gaan dit oor onregverdigheid. Dit gaan ook oor die regering wat onregverdig was, maar dan ook by jou werksplek. So hy kom so 'n bietjie nader, hy sê, in jou werksplek kry jy dit ook baie keer, dit is onregverdig. In hoofstuk 3, die eerste gedeelte gaan oor die huwelik. En hy sê, weet jy wat, sommige mense, sommige eggenote is onredelik. En hulle is misluk, en hulle is ongeskik, of bombasties, of wat ook al die geval mag wees. Dit is soms moeilik daar ook. Maar die Christen het nie, kan nie nou sê, ja, maar omdat dit so is, mag ek nou maar so optree. Jy as gelowige, moet altyd soos 'n gelowige leef, jy kan nie soos die wêreld word. En deur al hierdie voorbeelde, probeer Petrus vir ons wys, die swaar kry, wat oor ons pad kom, en ons moet anders wees. En hy gebruik nou, hy sê in die eerste hoofstuk, die land, die regering van die dag, dan die werk, by die werksplek, so 'n bietjie nader aan jou, dan in jou gesin, in jou huwelik, so hy kom wys reg deur jou hele lewe, of dit nou daar buite is, of dit nou hier is, of dit by jou huis is, jy moet as gelowige, soos 'n kind van die Here lewe. En die slegte omstandighede, wat oor jou pad kom, is 'n manier hoe God ons louter. En vir die kinders, louteringsproses, as jy dink aan, jy het seker al op skool geleer van loutering, is wanneer jy sê maar goud uit die grond uithaal, dan is daar 'n klomp vuil goed tussen die goud. Dit is nou onder die grond gewees. Nou hoe kry jy dit uit? Jy maak dit baie warm. Deur 'n sinkende oond, brand dit al die vuil goed weg, en wat kom uit aan die ander kant? Skoon goud. Sterker, beter kwaliteit goud. Dis wat louteringproses is. En dis wat swaar kry ook in ons lewens is. Die swaar kry waardeur ons gaan, is die louteringsproses wat God gebruik om jou uiteindelik aan die ander kant sterker uit te kry. So Petrus kom wys vir ons, Christendom beteken nie dat dit net maklik gaan gaan. En ons sit met die dwaling in die wêreld vandag, dat baie leraars vir jou sal sê, as jy 'n Christen is, moet dit altyd goed gaan.
altyd ryk wees, altyd voorspoedig wees, altyd gesond wees, absoluut twak. Daar is nie so iets, dit is onbybels. Petrus kom wys juis vir ons, daar is iets soos swaar kry. En die Christene gaan ook swaar kry. Maar wat hy ons kom leer is iets anders. Hy sê, daar is iets in ons, wat natuurlik nou die Heilige Gees is, daar is iets in ons, wat God verander. Hy verander jou hart. En as jy 'n Christen is, en daar kom swaar tye oor jou pad, dan verander God die swaar kry in iets moois. Hy gebruik swaar kry, of wat ook al moeilike omstandighede wat jy het, en hy verander dit en hy maak dit iets moois. Kom ek verduidelik dit dalk so uit. Almal van ons het standaard. Jy het 'n standaard hier in jou kop, waar volgens jy werk. Jy het 'n basis. Dis hoe jy besluit wat is reg en wat is verkeerd. En dit hang nou af van persoon tot persoon. Dit word bepaal deur jou kultuur, bepaal deur jou opvoeding, bepaal deur jou mense met wie jy te doen het. Daar's 'n klomp goed wat inspeel. Jou geloof, al hierdie dinge. Dit vorm die basis waar volgens jy keuses maak. Want almal maak keuses. Elke dag moet jy kies. Gaan ons links of gaan ons regs? En op grond van hierdie goed wat jy jou as 'n standaard het of 'n basis het, bepaal dit hoe jy gaan leef. En soos ek sê, dit verskil nou van persoon tot persoon. Kom ek vat net 'n voorbeeld om vir jy maklik te verduidelik. Dink byvoorbeeld aan die Afrikaner en die Zulus. As 'n Afrikaner, as ek en my vrou by daai deur daar agter instap, wat doen die Afrikaner man? Nou, Afrikaner man, as jy dit nie geweet het nie, dit is ordentlik om jou vrou eers te laat stap. Dit is die Afrikaanse tradisiese manier. Dit is goeie maniere om my vrou eers te laat stap, sy kry eers reg. Dis goeie maniere. Maar by die Zulus sal jy sien, as 'n Zulu gesin aangestap kom, dan stap die man heel eers uit. Hy gaan voor, druk so al, en ons word baie kwaad. Ons sê, maar hoekom druk hulle so voor dan? Het hulle dan geen maniere? Nee, dis hulle kultuur. In die Zulu kultuur werk dit so, hulle is vegters. So die man stap altyd eerste in, want hy moet kyk, is hy nie gevaar hier binne nie. En daarom, as hy voor jou indruk om voor jou in te gaan, dan is dit eintlik 'n manier om te sê, ek wil goeie manier aan jou bewys, ek kyk of alles veilig is. En sien, al hierdie goedjies speel in, dan af wat van persoon tot persoon, volk, kultuur, taal, al hierdie goed werk in, maar elkeen van ons vorm 'n basis. Ons het verskillende goed waarop ons standaard handhaaf, jou kultuur, jou geloof en dis meer. Maar almal het dit. Nou wat ons as gelowiges behoort te doen, ons behoort te sê, hier is ons standaard. Dis by. So as ons met besluite maak, dan is dis ons basis, dis ons standaard waarop ons keuses baseer. Maar nou doen ons dit nie. Wat ons gaan doen is, ons gaan na die 10 gebooie toe, wat ons basis behoort, ons fondasie behoort te wees, en ons kies, wat hou ons van en wat hou ons nie van. Wat pas ons en wat pas ons nie. So ons sal byvoorbeeld sê, ja, nee, jy mag nie steel nie, en jy mag nie moord pleeg nie, dis verseker, dis deel van ons standaard. Maar wat van jok? Wat van jy mag nie valse getuienis lewe? En nou vra jou vrou vir jou, lyk ek vet in hierdie rok? Nou wat gaan jy nou sê? Jy sien, en nou is daar uitsonderings. Nou is dit aanvaarbaar om partykeer te jok. Hang af wat die situasie is. En dit word deel van ons standaard. Ons mag glad nie die Here se naam uitelik gebruik nie. Glad. Mag nie die Here se naam uitelik gebruik nie. Man, dit is so erg dat ons nou al die TV by die venster uitgegooi het, want jy kan nie meer die TV aansit, want al die Amerikaanse programme het lastering. Ons luister nie meer daarna, ons kyk nie eens meer TV nie. Dis te erg. Maar ek hoef nie elke Sondag kerk toe te kom nie. Jy hoor wat ek sê. Ons vat sekere goed, wat ons van hou, of wat ons keuse is, of wat ons dink goed en reg is, en nou bou ons vir ons 'n standaard, en ons sê, maar dis die standaard. En die probleem is, jy handhaaf jou eie standaard, en dis nie God se standaard. Jy is nou besig om jou eie standaard te handhaaf. Jy het jou eie stel reëls opgemaak, en as jy dit nou reg kry om jou reëls na te kom, dan voel jy baie goed. En daarom sal dit met tye sal vir jou voel, ek voel so naby aan die Here. En alles is so goed.
En alles gaan so goed in my lewe. En die Here hoor my gebede. En ek voel ek is op die regte spoor. In my geloofslewe voel ek blom. Ja, want jy het 'n klomp reëls opgemaak wat jy nakom. Wat nie die Bybelse standaard is, wat jou eie standaard is, wat onder die Bybelse standaard is. En dis hoekom jy nou so goed voel. So wat het gebeur? Jy het eintlik maar niks anders geword as 'n fariseer nie. Jy het reëls opgestel en jy kom nou die reëls na. Met ander woorde, jy leef nie in God se genade nie. Jy leef nie in genade nie. Jy leef in jou eie verdienste. Jy voel goed want ek kry dit reg. En nou voel ek naby aan die Here. En nou voel ek ja. My Christenskap, ek blom. Totdat die pop op die venster raak. Totdat dit begin swaar gaan. Totdat daar 'n probleem kom. En dan is daar 'n krisis. En nou kan ek nie my standaarde handhaaf nie, nou het ek 'n fout gemaak en nou is ek in 'n toestand in, want ewe skielik voel dit vir my ek bid in die plafon vas. En die Here is ver. En hy hoor my nie en hy het my nou gelos. Want ek het nie die standaard nagekom nie. En daarom het ons swaar tye nodig in ons lewens om ons so 'n bietjie wakker te skud. Dis hoekom God hierdie goed oor ons pad bring. Sodat ons sal besef, hoorie, daar's 'n standaard. En jy kan nie daarby uitkom nie. Die enigste een wat jy daarmee gaan help is Christus self. Jy moet in die genade van God leef. Dis nie jou verdienste nie. Dis nie hoe goed jy is nie. Dis nie wat ek doen wat my in die hemel gaan kry nie. Dit is klaar in die hemel omdat Christus vir my in die kruis gesterf het. Wat ek nou doen is uit dankbaarheid omdat ek reeds verlos is. So die mislukkings en die swaar kry wat oor ons pad kom, is nie altyd 'n slegte ding. Dis hoekom Jakobus ook skryf en sê, ag dit loutere vreugde as jy deur beproewinge gaan. Hoekom? Want as jy's daar waar God besig is om jou nader te trek. Dis daar waar God vir jou wys, laat vaar maar jou standaarde, jou basis wat jy vir jouself gestel het, en leef in die genade en Christus alleen. Dis wat hy ons eintlik oproep te doen, as hy swaar kry, ruk jou terug na die evangelie. Bring jou terug na in Christus alleen. Dis my redding. Dis al. Dis die konteks. Dis die agtergrond van die brief. Dit moet jy nou weet. Nou kan ons na die teks toe self gaan. Nou gaan weer vir ons lees vers 18 tot 20. Want Christus het ook eenmaal vir ons sondes gely, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Dis redelik verstaanbaar. Christus het vir ons gesterf, hy het vir ons sondes gevat, ons ontvang die genade. Dis waar ons moet leef. Nie my standaard en wat het ek reg gekry, hoeveel van hierdie goed kon ek doen nie. In genade, die Here het vir my. Vers 9, en wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, terwyl die ark gereed gemaak is, waarom weinig, dit is 8 siele deur die water heen gerig is. En daar is die moeilike gedeelte. Daai gedeelte, daai laaste gedeelte, die vraag, wat op die aarde gaan nou aan met Noag en snaakse invoegsel hierso van Noag en die ark, en Jesus het gaan preek vir iemand, wat gaan nou doen? Nou baie mense verklaar dit so, hulle sê, dat toe Jesus gekruisig is, van sy kruisiging tot by sy opstand, daai 3 dae in die dood, het hy afgegaan na die hel, en hy het gaan preek vir die siele in die hel, die mense wat in die tyd van Noag dood is. Jy onthou mos in Noag in die ark, en dan net 8 mense, sê ook die teks, net 8 siele is gered, al die ander mense is ons dood deur hierdie oorweldige vloed, en nou baie mense sê, die Here het afgegaan in die hel en hy het gaan preek vir hierdie siele wat in die hel is, maar dit maak net nie sin. En dit maak nie sin nie, want die woordjie preek beteken om die goeie nuus te bring. Die blye boodskap. So, die Bybel leer ons, dat as jy in die hel is, is in die hel. As die hemel is in die hemel, daar is 'n kloof tussen die twee, jy kan nie van die hel af na die hemel toe gaan. Nou, hoekom sou Jesus dan na die mense in die hel toe gaan, en vir hulle gaan preek, as hulle nie kan hemel toe gaan? En die enigste verklaarbare rede daarvoor is dan, ek sê dit in alle respek, maar dan is dit uiteindelik gaan terg. Dit beteken, Jesus moet daar gestaan, wela kapela, julle het toch dit nie gemaak nie. Blinde sambok, julle wou mos nie luister van Noag nie, maar sê, nou brand jy. Nou, dit maak nie sin nie.
Dit draai soms in teen die hele wese van God, so dit kan toch nie dit beteken nie. So wat beteken dit dan? Nou die gereformeerde lering van ons skrifbeginsel wat sê, as iets onduidelik is iewerste, dan moet die skrif verklaar. So ons moet gaan kyk op 'n ander plek in die Bybel, waar is daar nog soortgelyke gevalle? Daar is so 'n geval. In Efesiërs 2 staan dat Paulus skryf aan die gemeente en dan sê hy, Jesus het vir julle dit gesê. Hy het vir julle gepreek. Efesiërs 2:17 kom hier daar, dit is die Here wat vir julle gepreek het. Maar nou weet ons, die Here Jesus was nooit uit Judea. Hy was nooit in Efese nie. Inteendeel, die gemeente van Efese nog nie eens bestaan daai tyd nie. So hoe skryf Paulus nou en hy sê die Here dit vir julle gesê? Hy sê dit is 'n manier van praat en sê, ek is 'n gestuurde van die Here. En ek het dit vir julle gesê, en dis niks anders as die Here wat dit vir julle sê. Dus soos vandag ook, as daar iemand op die kansel staan, 'n leraar, en hulle sê, so spreek die Here, en hulle lê die woord uit, en 'n suiwere woordverkondiging, dan is dit asof die Here dit vir jou self sê. Deur die predikant, wat gelei word deur die Heilige Gees. Dan het die Here dit vir jou gesê. En dis die beeld wat ek gebruik. So as ons dan nou teruggaan na ons teks toe, dan is dit nie, Jesus het afgegaan na die hel toe en vir die mense gaan preek in die hel nie. Dis om te sê, dat deur Noag het God gewerk daai tyd. Deur sy lewe, deur sy woorde, deur sy dade, en hy vir die mense gepreek, en vir hulle gesê, kom tot bekering, jou enigste weg is die Here, jou enigste uitkoms is die Here, en dis wat die bedoeling hier is. Met ander woorde, Jesus was nie fisies daar aan die mense nie, maar hy deur Noag het hy die mense opgeroep. Petrus gebruik hierdie voorbeeld van Noag, want hy wil by 'n spesifieke boodskap uitkom, hy wil vir ons iets tuis bring. En ons sien dit in vers 21. As hy sê, die water wat die aarde skoon gewas het, is 'n teken van die doop. So dit is 'n simbool wat gebruik word om vir ons te wys hoe God ons ook skoon was. Onthou, die mense in die tyd van Noag was besoedel, die hele aarde was besoedel, dan staan dit in die Here, sy hart was seer daaroor, hy het berou gehad oor hierdie dinge, en hy het besluit, kom ons was die hele aarde skoon, en al wie gered is die 8 siele wat in die ark moes klim, en natuurlik die diere wat saam met hulle was. So die enigste manier hoe jy gered kon word, is as jy in die ark is. Anders dan as jy saam met al die vuil goed weggewas. En dis hier waar ons konteks nou belangrik is. Want wat sê Paulus hier? Nou, die hele brief gaan oor swaar kry. Swaar kry onder die regering. Swaar kry by jou werk. Swaar kry in jou huwelik daar. En jy moet altyd soos 'n Christen wees, ten spyte van dit wat gebeur. En wat hy hier vir ons wil gebruik, uitbeeld met hierdie beeld van Noag, is om te sê, as hierdie watervloed, hierdie swaar kry, en hierdie mislukkings, en al hierdie lelike goed op jou afkom, want dis mos hoe dit voel. As swaar kry oor jou opkom, dan voel dit mos soos 'n oorweldigende golf wat jou wil verswelg. As hierdie vieslike goed oor jou pad kom, wat moet jy doen? Jy moet maak soos Noag en in die ark klim. Maar hier gebruik die beeld sê, jy moet in Christus wees. Jy moet aan die Here vashou. Dis al hoe jy gered kan word. Moenie soos die ongehoorsaames wees in die tyd van Noag nie. Moenie dat hierdie goed jou meesleer en wegvoer van die Here af nie. Hou vas, klim in. Hou vas in die Here. Kom ek verduidelik met 'n beeld, dan maak dit makliker. Kom ons sê, daar is iemand wat by jou werk, staan by jou werk, of daar by die skool, iemand wat jou grensloos irriteer. Jy kry maar sulke mense wat dit maklik maak om hulle te haat, en hy kry dit reg. Elke keer as jy hom sien, dan knars jy op jou tong en jy wil net met 'n klip gooi, want hy irriteer vir jou. En jy hierdie bitterheid in jou worstel met hierdie persoon, en elke keer as jy hom sien, dan het jy dieselfde emosies wat weer opkom. Nou sê die Bybel vir jou, jy mag nie haat nie. Jy mag nie verbitterd wees nie. En jy sien hierdie haat en verbitterdheid is soos hierdie vloedwaters. Dit kom om jou te oorrompel. Dit wil jou dooddruk. En as jy ongehoorsaam gaan wees, soos die mense in die tyd van Noag, en jy gaan nie daarteen stry nie, en jy gaan nou maar go with the flow, dan gaan hierdie goed jou oorrompel. Dan gaan hierdie bitterheid en verdrukking, dit gaan jou negatief maak. En weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan die suurknol wees by die werk die hele dag. Jy gaan uiteindelik daai ou wees of daai vrou wees wat die hele dag sit en lyk of jy iets ryk wat sleg is, en jy is misluk en jy sien, en daai een irriteer my.
Jy word later verbitter, die ding oorweldig jou. Of die alternatief is, jy is gehoorsaam, soos Noag, jy klim in die ark. Jy hou vas in die Here, en jy bid en jy sê, Here, help my asseblief elke dag, vat my hand, lei my tog hierdeur, dat hierdie ding my nie oorweldig nie, ek hou aan stry daarteen, voortdurend. En as jy dit gaan doen, dan gaan jy later tot die besef kom, dit wat jou aanvanklik wou oorweldig en verpletter, dit wat sleg was, het God verander in iets moois. Maar dis wat ons in die begin gesê het. God gebruik dit wat oor ons pad kom, die swaar kry, en hy verander dit, en hy maak iets moois daarmee, hy bring iets moois na vore. Dink dan maar so, as ons die beeld gebruik van Noag in die ark, hier bou Noag die ark, hier staan op droë grond. Mense sê vir my, Noag, wat fout jy? Dis nie water nie, hoef nie nou 'n groot boot hier bou, nie is nie eens water nie. Maar uiteindelik kom die water, bars uit die grond uit op, begin reën, en hierdie vloedwaters kom, en wat gebeur met die ark? Die ark word opgelig deur die water. So die water is eintlik die ding wat ook die ark laat maak werk. En as jy hierdie beeld vat in jou eie omstandighede, dis hierdie swaar kry wat jou wil oorweldig. En as jy ongelowig is, dan oorweldig jy, want jy niks maar vashou. Maar as jy gelowig is, en jy is in die ark, met ander woorde jy hou aan die Here vas, dan is dit hierdie waters wat jou boontoe druk, nader aan die Here. Dan lei dit jou nader. Dan vat God iets wat sleg is, wat gelyk of dit jou gaan oorweldig, maar dit bring jou eintlik nader aan die Here. En so verander die Here dit wat sleg is in iets goeds. So wat moet jy nou doen, sê Petrus? Hy sê wat ons moet doen is ons moet die ark wees. Jy moet vashou aan die Here. Hoe doen mens dit? Wat moet ons raak sien? Hy sê, dis die doop. Dis nou die doop wat ons nou vanmôre sou gedoen het. Dis die doop. Die doop is die ding wat vir jou na die Here toe wys. Maar hy sê duidelik ook vir ons hier, dat die doop is nie die ding wat jou red nie. Die doop is nie jou verlossing nie. Hy staan daar in vers 21, dis nie 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie. Dis nie die water wat ons mee doop, is nie die ding wat jou sonde skoon was nie. Dis nie die teken wat jou wys na die een wie se bloed jou skoon was. Die laaste deel van vers 21 sê, dis 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Dit gaan oor die simbool daarvan. Hierdie water wat ons mee doop, is die simbool wat vir ons wys na die een wat ons skoon was deur sy bloed. Kom ek maak maklik weer vir die kinders. As jy Hoedspruit toe ry, nie ver hier vandaan nie, dan kry jy 'n bordjie wat sê Hoedspruit 10 km. Die bordjie wat sê 10 km is nie die dorp nie. Dis net die bordjie wat vir jou sê dis 10 km ver. Die doop is nie jou redding nie. Dis net die aanwysing wat vir jou sê wie is die redding. Hy is net die pad teken. Dis die simbool of die teken wat gebruik word om vir jou te wys wie is die een wat jou red. So hoe weet ons al hierdie goed is waar? Hoe weet ons dat hierdie beloftes van die Bybel is waar? Hoe weet ons dat hierdie die doop waarna vir ons wys ons verlossing? Hoe weet ons dis alles waar en ons kan daarop staat maak? Vers 21 en 22 sê want daar was 'n opstanding. Die opstanding is die bewys. Kom ek verduidelik dit weer met 'n maklike beeld. As jy by jou huis sit en die krag is af en jou vriend kom aan en sê, "Hoe sit jy so in die donker?" En hy sê, "Man, finansies druk 'n bietjie die maand. Ek het nie my water en elektrisiteitsrekening betaal nie. Ek het nie geld nie, daarom het ek nie krag nie." En hy sê vir jou, "Man, gee my jou kragrekening. Dis jou staatjie. Ek sal môreoggend gaan kyk of ek jou kan help." Môreoggend. Hy sê ook vir jou, "Ek weet nie wat jou rekening is, ek weet of jy kan help nie, maar kom ek kyk wat ek maak." Môreoggend die 8:30, oeps, jy gaan jou krag aan. Wat het gebeur? Jou vriend het die krag betaal. Hoe weet jy? Want die krag het aangekom. Dis die bewys. Hoe weet ons die evangelie en die beloftes wat ons hier hoor is waar? Want die lig het aangegaan. Want die donker van die dood het Christus oorweldig, net soos wat hy ons almal doen. Maar hy het uit die dood uit opgestaan. Die lig het geskyn. En daarom weet ons, dis die bewys dat dit wat hier beloof word vir ons waar is. Dis die ding waar ons vas is. Want niemand anders het uit die dood uit opgestaan. Dis God deur die krag van die Heilige Gees het hy opgestaan. Dis ons bewys. Hierdie goed wat hier staan is waar. So geliefdes, ons het geen ander anker buite Christus nie. Jou eie standaarde gaan nie werk nie.
want jou standaarde is in elk geval skeef getrek. Jou eie pogings gaan jou kop nie bo die water hou nie. Al wat jy moet doen, kan doen, klim in die aarde. Hou aan Christus vas. Hy is die een wat jou red. En daarom gee die Here dan ook die dood. Die teken wat vir ons wys na dit wat, na die een wat vir ons die redding bewerkstellig. Nou weet ons dit waar? Want hy het die Jode opgestaan. Daar hou ons vas. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons loof en prys en dankie dat ons nie uit ons eie iets kan doen om ons verlossing te bewerk nie. Want ons weet dat ons verlossing kon verloor, dan sou ons. Ons weet dat ons aan U alleen moet vashou. U is ons ark, U is die een wat ons veilig hou. En U is die een wat vir ons afwas met U bloed. Dankie Here dat ons in U genade kan leef. Dankie dat ons nou al weet dat ons U kinders is, dat ons gered is, dat ons saam met U die ewige lewe sal hê. Ons het dit al reeds, ons siele sal leef in ewigheid saam met U. Here, gee dat ons dit dan ook gaan leef daar buite. Gee dat ons dit sal gaan deel met die wêreld daar buite. Dat ons met elkeen wat oor ons pad kom, ook hierdie evangelie sal deel. En dat U naam daardeur verheerlik word en dat U daardeur geprys word en die koninkryk gebou word. Sterk ons vir hierdie taak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.